Here praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Even iemand onthou conferentie. Onthou conferentie. Here praise. Hallelujah. We bless you, Lord. Ik kan was. Dit is de wonderlijke naam van onze Heer. En koning Jesus. Is jy blij om hier te wees vanavond? Halleluja, halleluja. Ik trek my gewoon recht. Amen. Van school toch? Nieuwe dingen sê afview en nieuwe dingen. So ek probeer 'n nieuwe ding vanavond. Amen. Halleluja, amen, amen. Halleluja. Ek hoop my reg kry. Amen, amen. Groete in die wonderlijke naam van onze Heer. En koning Jesus, is hy bly om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Halleluja. David sê, ek was bly toe hulle vir my sê, kom ons gaan na die huis van die Here, amen. En ek is bevoorreg vanavond om in die huis van die Here te wees en te kan sê dat die Here vir my goed is. Ek wil baie dankie sê vir hom Leon vir die geleentheid vanavond om te kan minister by onze eerste conference vir die jaar, Encounter Conference 2020, amen. Ek wil Pastor Warren begroet in die huis vanavond, Prophet Anand, amen. Elke broers en sister, onze kerkraad, amen. In die wonderlijke naam van onze Here en koning Jesus, amen. Die tijd het al klaar vergevorderd, so ons gaan nie lang wees vanavond, 30 minuten en dan is ek weg van die stage af, amen. Ons het 2 skrifte vanavond, wat ons gaan lees, as jy Bybel zet, kan jy opmaak by Eerste Handelinge 9, versie 3 tot 4, en dan 2 Korintiërs 12, vanaf vers 2 tot 4. 3 tot 4, Handelinge 9. Handelinge 9, 3 tot 4 en die ander? Handelinge 9, 3. En die ander ene? Die ander tekst? 2 Korintiërs 12, vanaf vers 2 tot 4. Amen, as jy blij om mee te wees. Amen. Amen, as jy dit kan jy sê amen. Halleluja. Handelinge 9 vanaf vers 3 tot 2. Hy sê, en toe hy op sy reis was naby Damaskus, kom omstraal hom skielik 'n lig vanuit die hemel af en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Handelinge 9 vanaf vers 3 tot 4. Dan 2 Korintiërs 12, 2 tot 4. As jy met my dierbaar is, hy sê, en ek weet van 'n man in Christus. Hy sê 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, dit weet ek nie. En of dit buite die liggaam was, dit weet ek nie. God weet dit. Dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. En ek weet van so 'n man, hy herhaal het, of dit in die liggaam is of buitekant die liggaam. Hy sê dit weet ek nie afweer. God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradyse en dat onspreeklike woorde gehoor is wat die mens nie mag uitspreek nie. Tot sover. Halleluja. Kom ons bid vir die woorde. Vader, is in die wonderlijke naam van U, die Here. Halleluja. Here, ek bid vir U woord vanaand. U woord, Here, wat soos 'n tweesnydende swaard is wat deurdring tot murg en bene. Ek bid vir U woord, Here, om lewens te verander. Ek bid vir U woord, Here, om op mense se harte te val, en op harte te val. Ek bid vir U woord vanaand, dat U woord mense sal transformeer in hierdie plekke, in die naam van Jesus. En ons gee U eer en ons gee U lof, in die wonderlijke naam van ons Here en koning Jesus. Iemand gee die Here prys in die plekke. Halleluja. Vanaand wil ek spesifiek praat omtrent Paul se encounter. Paul se encounter in 2 Korintiërs 12.
2 Korintiërs 12:9 waar Paul bezig is om met die Korinte te praat, Pastor Vino, dan gaan ek die 2 skrifte vanaand linken aan mekaar. Ek gaan dit link en dan gaan ek gaan afeindig met 'n inter-realm connection. Ek gaan eindig met inter-realm connection. Amen. As ek wil begin vanaand, Pastor Vino, wil ek begin met die statement wat ek vanoggend op Facebook gemaak het af hier. Hy sê it is your hunger that will drive you to an encounter with the Holy Spirit. No hunger, no encounter. Sê dit vir iemand, no hunger, no encounter. Sê dit sterk vanaand. Sê dit sterk vanaand, no hunger, no encounter. Halleluja. Jy moet verstaan, ons is spiritual beings. Pastor Vino, en ons het 'n gees. En omdat ons 'n gees het, spreek God, Pastor Vino, met ons gees. Hy spreek 'n idee met ons gees. En dan vat ons gees en hy stuur die boodskap of die idee wat die Here met ons geshare het, vat hy en hy vat dit na ons minds toe afweer. En dit is dan ons minds wat die boodskap proses. Based op ons different experiences. En dan based op ons different experiences gaan ons 'n verskillende respons hê. For instance, as ek gewoond is aan die teenwoordigheid van die Here, gaan dit maar net nog 'n ding wees. Dit gaan maar net nog iets wees. Maar vir iemand wat in die teenwoordigheid van die Here ingestap het, gaan dit iets niets wees. En daai persone gaan gebruik maak van die geleentheid om die teenwoordigheid van die Here aan te gryp. Ja. Come on somebody. It is your hunger that will drive you to an encounter with the Holy Spirit. Die Heilige Gees soek vanaand af wie net 'n wissel wat hy kan gebruik. Die Heilige Gees soek vanaand net iemand wat hy kan gebruik. Iemand wat meer van die teenwoordigheid van die Here soek. Meer van jou teenwoordigheid. Meer van jou glorie. Meer van jou presence. Meer van jou krag. Meer van jou anointing. Heilige Gees. Ja. Ons kom maar. Halleluja. Laat die koninkryk kom. Of. Here, ek is honger. My siel is dors. Laat die salwing val op my. Al wat die Heilige Gees nodig het vanaand is iemand wat honger het. En is die honger wat die vanaand sal dryf om 'n encounter met die Heilige Gees te kan hê. Halleluja. Holy Spirit. Let op nie op my opgee nou nie. Ek depend op jou. Ja. Sê vir iemand, no hunger, no encounter. No hunger, no encounter. Okay, my eerste Bybelstudie vanaand is 2 Korintiërs vanaf 12de hoofstuk 2 tot 4. Paulus praat, hy sê ek ken van iemand in die gees of iemand in Christus verskoon tog. Hy sê 14 jaar gelede, hy sê of dit in die gees was, of dit in die liggaam was, of buite die liggame. Hy sê dit weet ek nie. Dit is God wat dit weet. Hy sê dat so iemand weggeruk is in die paradys. Paulus herhaal homself. Hy sê dat of dit buitekant die liggaam is of binnekant die liggaam. Hy sê dit weet ek nie. Dat so 'n persoon weggeruk is in die paradys. Hy sê waar onspreeklike woorde gehoor was wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Jy moet verstaan,
of die man wat Paulus na verwys, Pastor Wino, die man wat Paulus na verwys, die man wat Paulus van praat afweer, die man wat Paulus van praat, as Paulus self, Anthony, as Paulus self, Paulus praat in hierdie skrif, en hy tree op as 'n derde persoon. Paulus antwoord hierdie question, based op die Korinte, wat hulle vra of hulle question omtrent sy apostelskap. Voorheen lees ons dat handel oor die valse apostels. En Paulus respond met hierdie stelling of hierdie tekste, dat hy weet van 'n man, die hele ding wat ek nou gelees het, hy weet van so 'n man. Paulus sê later in hierdie tekste, ek wil nie roem op myself nie. Dis hoekom Paulus praat van 'n man. Dis hoekom dit is sy respons. Want Paulus sê ek wil nie roem op myself nie. Paulus sê hy weet van 'n man in Christus. Paulus gaan verder. Hy sê 14 jaar gelede, Pastor Wino, 14 jaar gelede, ons gaan terugkom na dit toe. Hy sê dat so 'n persoon weggeruk is vanuit die aarde uit tot binne in die derde hemel. Paulus antwoord 2 questions wat ek myself vra. Paulus sê ek ken 'n man in Christus, of dit buitekant die liggaam is of binnekant die liggaam, dit weet ek nie. Question number 1, Paulus sê hy is in die derde hemel ingeruk. So dit kon nie 'n fisiese experience wees nie. Dit was 'n spiritual experience. So dit kon nie aanhand binnekant die liggaam wees nie. Dit was 'n buitekant experience. Dan die tweede ding wat Paulus noem, Pastor Wino, hy sê dat so 'n persoon weggeruk is in die paradyse. Hy is weggeruk in die paradyse. Hy antwoord my tweede vraag. Waarheen is hy geruk in die paradyse? So wat Paulus vertel ons iets omtrent die derde hemel. Paulus sê vir ons dat in die derde hemel is die paradyse. Die paradyse is in die derde hemel. Dit is waar God woon. Ons verstaan toe Jesus op die kruis was. Sê iemand vir my, Here moet my nie vergeet wanneer u in die paradys ingaan het. So bys op daardie beginsel weet ons dat Christus woon in die paradys. Dit is sy woning in die paradys. Dit is waar God woon. Dit is die trone van God. Die is waar God rule, Pastor Wino. Die is waarna toe ons gaan, verstaan ek, wanneer ons sterwe. Ons gaan daarna toe om te gaan wag tot wanneer ons by die final destinasie kom. Halleluja. Halleluja. U is met my, Anthony, niet om mij te volgen vanavond. Niet om mij te volgen. So Paulus, so ons verstaan die derde hemel. Jy is by omtrent die derde hemel. Dit is waar God woon. Dit is die trone van God. So wanneer Paulus sê, of wanneer Paulus praat van 'n derde hemel, Pastor Wino, maak dit my verstaan dat daar nog 'n tweede en 'n eerste hemel is. Daar is 'n tweede en 'n eerste hemel. So kom ons kyk vanaand na die eerste hemel. Die eerste hemel is waar ons is. Pastor Wino, dit is waar ons is. Hulle noem die eerste hemel die visible hemel. Hulle noem die eerste hemel die visible hemel. Dit sluit in dit wat ons kan sien. Die son, die maan, die sterre en so ver ons oog strek. So nou kom jy weet inskaplikes en hulle sê die eerste hemel strek vanaf die surface van die aarde tot 62 kilometer in die lug. En dan kry jy wat ons noem in die aarde, as jy geografie gevat het, dan kry jy wat hulle noem die layers van die atmosfeer. En die layers van die atmosfeer is stratosfeer, mesosfeer, thermosfeer en exosfeer. Exosfeer is die hoogste, dit is die hoogste laag in die hemel of in die atmosfeer. So nou Pastor Wino, wanneer die wetenskaplikes sê
dat die aarde het verschillende laag. Hulle het verschillende laag. Thermosfeer, atmosfeer en mesosfeer, exosfeer. So dan die eerste hemel, Pastor Vino, is vanaf die stratosfeer tot een mesosfeer. Want mesosfeer is die 62ste kilometer in die hemel. Hy land daar op mesosfeer. So nou het ons 'n clue tot waar die eerste hemel strek omleer. Die eerste hemel strek van stratosfeer tot een mesosfeer. Hulle sê ook in die eerste hemel kom die meeste water voor. En hoe verder jy in die lug gaan, hoe dunner raak die lug. So daai is die eerste hemel. Kom ons kyk na die tweede hemel. Die tweede hemel is wat hulle noem die outer space. Hulle noem die outer space. Die tweede hemel is ook wat ons noem the kingdom of the darkness. The kingdom of the darkness. Dan verstaan ons dat die tweede hemel is waar die duivel woon. Die is die koninkryke van die duivel. Die is die territory van die duivel. Die is die duivel se koninkryke. Die is waar die bose magte en die principalities en die demone woon. Amen. Hoor wat sê die engel vir Daniel. Die engel sê vir Daniel, Daniel, jou woorde is op die eerste dag gehoor, maar die voorste van die koninkryke van Perse het my 21 dae lang teenoor my teengestaan. En kyk, Michael, die een van vernaamste engele het gekom om my te kom helpen. Broers en susters, daar is 'n plek wat ons moet komen, ver bo dit wat ons experience. Daar is meer in Christus. So die is waar die duivel ons gebede blokkeer, dat het nie in die derde hemel uit moet kom nie. En ons kry nie wat ons wil hê nie, omdat onze gebedens is besig om iewers te stakke in die atmosfeer. Daar is 'n plek in Christus wat ons moet komen. This is called the domain where God is. Ons het nodig om te komen by die domeine waar God is. Waar onspreeklike woorde gespreek word. 'n plek waar ons die mysteries van die hemel kan ingaan. 'n plek waar ons die mysteries van die hemel kan ingaan. But in order to get to that place, you have to go through the first heaven of you and the second heaven. You need to get through the kingdom of darkness, Pastor Vino. Ons het nodig om deur te druk. Ons het nodig om deur te druk. Ons het nodig om diep te delf. Ons het nodig om alles in te sit, om uit te kom by die plek waar Paulus van praat, om uit te kom by die plek waar onspreeklike woorde gespreek is. Halleluja, 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 halleluja. Come on, Holy Spirit. Daar is dieptes waar die Heilige Gees ons wil gee. Daar is dieptes waar die Heilige Gees ons wil gee. Kan ek 'n sakdoek kry? Maar in order vir dit moet ons 'n honger eers hê om 'n encounter met die Heilige Gees te kry. Halleluja. Halleluja. Jy verstaan dit? So Bible study number 2, Pastor Vino. Yes, sir. In Handelinge 9 nou omleer. Praat die Bybel omtrent Paulus. Hy praat omtrent Paulus, of ek het iets vergeet. Ons gaan goed terug na die 14 jaar terug. Paul noem hy sê, ek ken 'n man in Christus omtrent 14 jaar gelede, Shaida. Nou kom ons link dit vanaand met die skrif wat ek nou gelees het. Kom ons link dit met mekaar. Ek het opgesoek en ek het gekyk 7 commentaries
of 7 conversions afgewe, praat van dat die question wat Paulus vir die Korinthe gee. 7 commentaries sê dat dit Paul se encounter was, Pastor Vino, op die padte van Damascus. Dit is sy encounter, dit was sy encounter gewees. Dit is moontlik, Pastor Warren, dat die wat Paul noem, dat dit sy encounter was op die pad van Damascus. Dit was nie, Paul het nie gebid dat hy hierdie question van hulle gooi nie. Dit is nie iets wat in die binnekamer gebeur het nie. Dit was toe hy op die pad van Damascus gewees het. So ons het dit nou, dat hierdie ding wat Paul reis, dit was op die pad van Damascus. Halleluja. Hy is met my. Halleluja. Halleluja. So nou in Handelinge, Pastor Vino. Lees ons van Paulus. Bybel sê, en Paulus is op pad na Damascus toe. Die Bybel sê, voor hy op pad is na Damascus toe, het hy na die hoëpriester toe gegaan, Rendel, om briewe vanaf die hoëpriester te kry, om die Christene wat in Damascus was, te gaan haal en hulle terug te bring, of terug te bring na die plek toe waar hy is. Bybel sê, en op pad, toe Paulus op pad is na Damascus toe. Ons weet nie hoe ver van Damascus hy was nie. Ons ken nie die distance, hoe ver hy van Damascus was nie. Ons is nie bewus van dit nie. Die Bybel sê, en toe kom daar 'n skierlike lig op Paulus. Daar het 'n skierlike lig op Paulus gekom vanuit die hemel. Die Bybel sê, en dit was omtrent die middag gewees. Die Bybel sê, en die lig het op Paulus gekom. Die Bybel sê, en dit was middag gewees, Pastor Vino. Middag gewees, en die lig wat op Paul gekom het. Die Bybel sê, en dit was sterker as die son gewees. Dit was sterker as die dag gewees. Dit was helder as die son gewees. Nou kom ek en ek doen studies omtrent hierdie lig. Kom ons kyk vanaand na hierdie lig. Die Bybel of my studies wat ek gedoen het omtrent die lig. Lig wat op Paul was nie net op Paul se hoof nie alleen. Die lig wat op Paulus was nie net op Paul se mag nie. Die lig wat op Paulus was nie net op sy bene nie alleen. Die lig wat op Paul was oral op Paul se lewe gewees, op Paul se liggaam gewees. So nou lees ons in Exodus. In Exodus lees ons, en Moses recall die gebeurtenisse van die Israeliete, Pastor Vino. Hy recall het, hy sê, en toe die Israeliete in die woestyn was, was daar 'n lig wat hulle by die dag gelei het. En 'n 4 kolomme in die aand wat hulle gelei het. So ons is ook bewus dat die lig wat die Israeliete by die dag gelei het, die was die Shekinah glory gewees. Die was die krag van God gewees. So ek los hier met 'n vraag. Kon diezelfde lig wat op die Israeliete was, kon dit die lig was wat op Paul gewees het, toe hy sy encounter met die Here gehad het. As dit nie was nie, wat weet ons dat dit diezelfde teenwoordigheid was wat by die Israeliete gelei het, dit is diezelfde teenwoordigheid dan wat op Paulus was. As dit nie die Shekinah was nie. So dit sê vir ons, dit was diezelfde wolk. As dit diezelfde teenwoordigheid was, en is dit diezelfde wolk, amen. Die verstaan hy. Dit is diezelfde wolk dan. Dit is diezelfde wolk. As dit diezelfde teenwoordigheid was. Ek wil hê, ons moet vanaand roep op die Heilige Gees. Nee. Ek is so ver nou.
Stefanus word gestenig. Hy word gestenig en Stefanus sien die hemel geopen. Hy praat van die derde hemel. Hy praat van die koninkryke waar God is. Hy sien Jesus staan aan die regterhand van sy Vader. Broers en susters, daar is 'n plek in Christus waar ons moet kom. Hoe kan dit wat ons nou experience? Dit wat ons nou experience is net 'n druppel in die emmer. Dit wat ons nou experience, daar is meer in Christus. Halleluja. 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 Daar is meer in Christus. Daar is meer in Christus. Ek sien ek is alweer klaar. So, my laaste punt wat ek wil bestop. Noem ons die inter-raam connection. Anthony, jy moet my nou regtig help. Ek is moeg dat nou net my uitgeput het. So, jy moet my nou regtig help. Ons noem het de inter-raam connection. Wanneer ek met u wil praat omtrent encounter, wil ek met u praat oor inter-raam connection. Ons moet verstaan, toe ek begin het, Pastor Vino, toe sê ek, ons is gees. Maar nou eet ek by, ons het 'n siel en 'n liggaam. Die liggaam van die mense is connected aan die aarde. Hy is connected met die soil. Hy is connected met die flesh. And the soul of man is in his emotions and his will. And the will of man. But the spirit of man is connected to God. So nou sê die Bybel in Handelinge 2 en op die dag van Pinkster. Bybel sê die disciples opgetrek en by mekaar gekom in die boefvertrek. En die Bybel sê hulle almal was een. Hulle almal was een afweer in een vertrek. So nou die Bybel sê en toe hulle in die boefvertrek was Pastor Vino, het hulle almal begin te bid. Hulle almal het begin te bid. Jy moet verstaan, wanneer ons bid, is dit wanneer ons met God praat. Ons praat met 'n lewendige God. Ons praat nie met 'n dooie God nie. Ons aanbid nie 'n dooie God nie. As ons 'n dooie God aanbid, doen ons idolatry. Hulle noem dit iets in daai rigtinge. Ons aanbid 'n lewendige God. Dis die punt wat u moet kry. It is when our spirit connects with God. When we pray, it is when our spirit connects, when our spirit connects with God. So while they were praying, something happened. The Bible says, and a rushing wind from heaven came upon them. And tongues like fire set on them. And they received the Holy Spirit. You need to understand, when you start to pray, your spirit connects with God. When you call to God, the heavens must come down. Inter-realm connection is when heaven invites earth. Dat is wanneer heaven geen kans meer het om te resisten, om die gebede van die gelowiges te resisten. Ek het nie 'n choice nie. Ek moet net afkom. Ek het geen ander manier nie. Ek moet net afkom. In an inter-realm connection, it is when heaven connects with earth. So when the saints started to call out in prayer, when they started to call out in prayer, Pastor Vino, heaven had no option to come down everywhere. Sisters and brothers, God is in a prayer answer mood. He's in a prayer answer mood tonight. En ek weet nie hoekom nie, maar seker omdat het my aand is. En ek wil die kinders van die Here roep vanavond. Kom ons roep vanavond op die belofte van die Heilige Gees. Kom ons roep vanavond op die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die belofte van God, die belofte
vanaand wil ek hê ons moet roep op die belofte van God, die belofte van God die die Heilige Gees is. Kom ons maak 'n request vanaand van die Here af in gebed. Kom ons maak 'n request vanaand in gebed. Jou gebede moet iets wees wat nie voor die delf kan enter nie. Jou gebede moet iets wees wat nie maklik is nie. Jou gebede moet wees waar jy van die oude koord gaan tot binne die innerkode en vanaf die innerkode tot in die heilige kom. Iets wat nie maklik is om te vinden. Ons het nodig om by 'n plek uit te kom waar Paulus was. Ons het nodig om by 'n plek uit te kom waar ons spreeklike woorde gespreek word. Oh, get that anointing tonight. Get that power tonight. Get that presence tonight. Get that glory tonight. Get that cloud tonight. Go into the room tonight. Diezelfde kracht wat Paulus experienced heeft. Diezelfde kracht is vanavond hier. Diezelfde werkende kracht. En vanavond kan ik Heer ons moet aanroepen. Ons moet de Heer roepen. En de Heer